Johannes gaan in 1 Johannes 4 vers 7 ander rigting in. Hy fokus nou hier op wie Jesus Christus is en wat die Gnostici ontken het wie hy is, want jy sal sien van vers 7 reg tot die einde van 1 Johannes praat hy eintlik meer van broederliefde weer. Hy gaan weer terugkeer na broederliefde, susterliefde en agape, sy gewoonte en broeder, hoe jy jou broer moet voorbid maar die klem lê op hierdie 6 verse. Kom ons lees dit 1 Johannes 4 vers 1 tot 6. Hy sê geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste. Die ander vertaling sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want daar is reeds baie valse profete in die wêreld. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely, dis ons fokuspunt. Hieraan ken julle die gees van God. Anderswoorde die Heilige Gees. Elke gees wat bely dat Jesus, hierdie gees is mense se gees. Elke gees wat bely dat Jesus Christus, let op, hy sê nie net Jesus nie, Jesus Christus as mens gekom het, is uit God. Elke gees wat dit bely, is uit God. Hy kan net sowel sê, hy is uit God gebore. En elke gees, typies Johannes, die teenpool daarvan, en elke gees wat dit nie van Jesus bely nie, is nie uit God nie, maar is die gees van die antichrist, of gees, daar is nie 'n definitiewe artikel in die Grieks nie, is gees van antichrist, van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou al reeds in die wêreld is. Kom ons stop net daar. Vader, ons bid dat U ons sal lei om, Here, die fokus en die soeklig op hom te plaas wat U wil hê verhoog moet word. Ons Here Jesus Christus, wat ons ook gesing het dan, Here, dat Jesus is die Here. Seën ons, open ons gedagtes, dat wat Dries sê onbelangrik is, wat die Gees deur Dries wil sê, U dit sal gebruik tot verhoging van die seun van die mens en die seun van God. Amen. Hierdie die sentrale tema is, wie is Jesus? Nou, daar het ons boek weer gegee, en asseblief, as jy hierdie boek wil bestel, of jy wil hom by my leen, jy is vry om by my dit te leen, dis geskrywe deur goeie theoloog, Dr. John Blanchard, wat in 2021 oorlede is, wat ek gesê het, ons persoonlik ontmoet het, ek en my broer, Meet the Real Jesus, ontmoet die regte Jesus. Daar is ander titels ook, Will the Right Jesus Please Stand Up? Want jy sien, daar is soos in 'n teater, daar is klomp stoele, dan is daar een wat goud is. Nou word die vraag gevra, en hy stel Jesus Christus aan ons voor, soos hy geken moet word, nie soos die Gnostici wat ons gekry het, in hierdie teks wat ons nou al baie van gepraat, die Gnostici het 'n ander Jesus, dis die New Age Jesus. Die Jesus wat jou toelaat om te doen net wat jy wil, wanneer jy wil, soos jy wil. Iewers in jou lewe het jy die gebedjie opgesê, Here Jesus, ek is 'n sondaar, vergewe my, ek neem U aan, ek maak U koning van my hart. Wat ons al reeds gesê, jy kan nie die Jesus die koning maak nie, hy is reeds 'n koning. Ons verstaan dit. Hy hoef nie koning gemaak te word nie, God het hom al reeds koning gemaak. Ons moet dit net erken. Ons moet erken, Jesus, U is die Here. U is koning, daarom aanbid ons U. En elke gees wat weergebore sal dit bely. Nou ons gaan stadig deur die temas, dis nie soos hierdie verhaal van die mamma wat aan haar seentjie in die grens. Arno, jy sal nou nie die storie ken van die grens storie nie. Mamma skryf 'n briefie aan haar seentjie op die grens en sê, "Skus Jannie, mamma skryf maar stadig want ek weet jy verstaan nie so vinnig nie. So daarom skryf ek maar 'n bietjie stadig aan jou sodat jy hierdie dinge kan verstaan." So Johannes doen dieselfde met ons. Hy sê julle verstaan hierdie dinge. Kom ek sê dit weer en ek sê dit weer. Daarom kry ons wat hulle in Engels sê recurring themes. Dit word oor en oor herhaal. Elkeen wat nie bely dat Jesus Christus die Here is nie uit God nie, of dat hy in die vlees gekom het nie. Want die evangelie van Johannes is uniek. Ek weet nie wie van julle het al deur die boek Johannes gelees nie. Asseblief, as jy mense ontmoet en jy lei hulle na die Here Jesus toe, sê vir hulle moet begin by Johannes. Want dit is nie 'n kronologiese boek nie, dit is 'n tematiese boek. En Johannes, wat nog geleef het in die einde van die 1ste eeu,
Vir hom is dit belangrik om Jesus Christus voor te stel as God, nie as net 'n ander mens wat die gees van Jesus op hom gekry het by sy doping, soos dit selfs in baie kerke vandag verkondig word. Dit sê Jesus, wie is Jesus? O, dis 'n man wat 'n wonderwerk geboorte gehad het. En die Heilige Gees het op hom gekom. Hy het nie die Gees ontvang toe hy gedoop is nie. Hy is gedoop as bevestiging dat hy die een is wat die evangelie van God gaan verkondig. So hy is uniek in sy manier wat hy doen. Die enigste ware openbaring, en ek is bly, daar's mense in die kerk wat sê hulle wil graag 'n sistematiese teologie boek kry. Ek dink as jy dit gelees het, stel ek voor dat die ander mense dit ook kry. Want sistematiese teologie is belangrik. Ons moet ook weet in hierdie opsig, wat is pneumatologie? Pneumatologie, die leer van die Heilige Gees. Maar ons kan nie begin met pneumatologie voor ons nie die regte Christologie, die leer aangaande Jesus. Want die fokus word op hom geplaas. Want alle openbaring, want die hele Bybel, en as ek reg, ek weet nie die boek wat jy gaan kry, wat dit begin by die openbaring van God nie. Dit is wat ons op college gehad het. Dit begin by spesiale openbaring, en dan gaan dit oor na algemene. Ons het gepraat van special and general revelation. En Jesus Christus staan aan die hoof van alles wat spesiale openbaring van God is, want niemand kan God ken buite Jesus nie. As jy vir mense 'n Jesus leer wat buite die Bybel is 'n verkeerde Jesus. Dan soos John McLean sê, moet nie hierdie Jesus verkondig nie. Want waar leer ons van Jesus? In die Bybel. Waar leer ons van God die Vader? By Jesus. Dan kan net Jesus God aan ons openbaar. En dis wat hy sê. Sê hy nie, as Thomas sê, nie Thomas nie, Philippus sê, toon ons die Vader, Jesus, wys ons die Vader. Jy sê dan nie die Vader kom aan ons wys ons dan die Vader, want sê hy, maar ek en die Vader is een. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So Jesus is die enigste wese, bang van te praat van 'n wese, want dit wil hom nie derogative term, is die enigste wat die Vader sigbaar maak. So 'n moslim wat die Vader wil ken, kan die Vader nie Allah leer ken as hy nie Jesus leer ken nie. Want hy maak die Vader sigbaar. En dis wat Johannes hier probeer in vers 3. Elke gees wat nie bely nie, homologia, Grieks beteken in eenstemming te wees met die Heilige Gees. 'n Persoon kan nie sê Jesus is Christus. Nommer 1, as dit nie die Heilige Gees deur die persoon gesê word nie. En tweedens, hy kan nie sê Jesus het in die vlees kom nie, want elke gees wat nie erken en bely, nie net sê erken nie, bely dat Jesus in die vlees gekom het, is nie uit God nie. As hierdie persoon nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, hy is nie uit God nie. Maar wie is hierdie Jesus wat aan ons voorgestel word in die hele, al 66 geskrifte praat van hom, is dit nie so dat Jesus vir die Emmausgangers verduidelik. Toe hy klaar opgestaan het uit die dood, wat die mense in hedendaagse teologie nie meer verkondig nie, want Jesus kon nie uit die dood opstaan nie, want dit is 'n wonderwerk, dit is sulke wonderwerke gebeur nie. Maar Jesus is op pad met die Emmausgangers, na waar hulle bly in Emmaus, en dan vertel hy as 'n derde persoon vir hulle 'n getuienis aangaande van homself. Hulle weet nie dis Jesus nie, tot hy die nagmaal breek by hulle huis, of die brood breek in hulle huis. Verduidelik hy in detail hoe al die geskrifte getuig van Jesus Christus. Dat hy moes kom, dat hy moes gebore word, en dat hy verskyn het, dat hy sy lewe moes aflê, dat hy moes opstaan uit die dood, dat hy moes opvaar sodat die Heilige Gees teruggestuur kan word. Dis basies jou evangelie, is dit nie? God het in vlees gekom. Wat sê, kyk vir my asseblief na die evangelie, nie 1 Johannes, die evangelie, that your fingers do the walking, ek wil die baptiste fan, so spraal enig by MacArthur se kerk, ek wil die baptiste fan hoor. Johannes 20 vers 31, dis die tweede laaste boek in die evangelie van Johannes. Dis waarom sê, jy moet asseblief Johannes
goed deurlees en dit verstaan. Want wat doen Johannes? Hy probeer Jesus Christus verklaar as wie? As Christus. Wat sê hy? En al hierdie dinge is aan julle geskryf. Die woord het nou eintlik uit die kop uit al te ken. Johannes, hoekom is hierdie dinge, al hierdie dinge, hoekom het ek Johannes moeite gedoen om hierdie klomp goed vir julle te skryf? Wat is die doel dat Matteus geskryf het? Dat Lukas geskryf het? Dat Markus, hoekom het hulle almal geskryf? Hoekom is hierdie goed in die mond bewaar vir amper 50, 60 jaar en dat hierdie disippels dit nog klokhelder kan onthou? Wat het gebeur? Wie is Jesus? Wat het hy gesê? Hoe is hy gebore? Nou sê Johannes, en hy praat namens al die apostels, en onthou aan die einde van die eerste eeu is hy die enigste lewende getuienis wat Jesus Christus aangeraak, gesien het, gehoor het. Al die ander apostels is dood. Al die ander mense wat gehoor het in die jaar 30, 40 van Jesus Christus is al reeds oorlede. Hy lewe nog, en hy skryf, onthou Johannes het ook geskryf, saam in die tyd, sê Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boek geskryf staan nie. Maar hy sê, hierdie dinge, wat? Die evangelie. Hierdie dinge is egter neergeskryf. Hoekom? Sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is. Hoekom skryf ek al die dinge? Hoekom skryf al die apostels? Hoekom skryf selfs Lukas, wat nie apostel was nie, hoekom skryf hy al die dinge? Sodat julle, praat hy met ons vir vandag? Absoluut. Hoekom lees ons deur die boek van Johannes? Sodat julle wat dit lees kan glo dat Jesus die Christus is. Die Hebreëus Messias, of die direkte Messias, dat hy die Christus is. En dan verduidelik hy, wie is die Christus? Is die Seun van God. So ek skryf sodat julle kan glo dat hy die gesalfde van God is. Ons kan hom nie koning maak nie, God het hom, wie het hom gesalf as koning? Die Vader. Het ons enige gesê daaroor? Nee. Ons kan. God het hom gesalf as Messias. Ons moet dit net erken en aanvaar. As 'n persoon tot bekering kom, moet hy die Here Jesus Christus se gesag as die Here aanvaar, soos ons hier gesing in die laaste lied. Jesus is die Here. Hy is die gesalfde God, uit God, Seun van God. En dat julle tweedens, deur dit te glo, die ewige lewe kan hê. Hoe kry ons die ewige lewe? Deur te glo dat Jesus is die Messias. En te bely dat hy is die Seun van God. En dat hy deur God gesalf is, en ons onderwerp onsself aan hom. En ons het al baie daardeur gaan, dis ook ons sê, bly julle dat julle Bybels, en wie nie julle Bybels het nie, ongelukkig sal julle nie kan volg nie. Johannes, wat hierdie 1 Johannes ook skryf, gee vir ons 8 getuies basies, dat Jesus die een is wat sou kom as Messias, as die Christus. Want die eerste getuie is natuurlik Johannes homself. 1 Johannes 1 vers 2 sê, hy wat ons gehoor het, wat ons gesien het, of aanskou het, wat ons hande aangeraak het, aangaande die woord van die lewe. Hy getuig, Johannes homself is die eerste getuie. Hy roep onsself as 'n getuie van die. Jy weet in die polisie het jy, en selfs in die Bybel het jy 2 tot 3 getuies nodig om 'n saak vas te stel. Vandag ook in die hof. Dink as jy 3 getuies bring, sal enige regter of landros sê, dis feitelik. Dat dit waar is, dit staan vas. Johannes se eerste getuie, Johannes die doop, kyk na Johannes 1 vers 15. Want hier kry ons ook, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Johannes 1 vers 15, Johannes die doper, eintlik daar, getuig van hom en roep en sê, hy wat na my kom het, voor my geword. So, hy kom na my, is na my gebore, Jesus sê Johannes die doper, maar hy het voor my geword, daai woord, hy het ontstaan voor, hy is alreeds voor die voortye af. Dis die tweede getuie, derde getuie, Johannes 10 vers 25. Ons
gaan nie verder as Johannes 10, ons gaan terug op Johannes 10:25. Die werke, sê Jesus, wat ek doen, die wonderwerke, getuig, hoor die woord getuig. As jy gevang word en die word voor die hof gebring, gaan daar getuies wees. Johannes bring vir ons 8 getuies. Hy sê die werke, Jesus sê die werke wat ek doen, getuig van my. Dit bevestig dat ek die Messias is. Johannes 5 vers 46. Is dit te vinnig? Maar, okay. Kom ons keer so 1001, 1000. Wat sê die Amerikaners? Mississippi 1, Mississippi 2. Die 4de getuienis wat Johannes die apostel roep. Hy sê Moses het van my geskryf. Julle Fariseërs, moenie, julle val my aan. Julle praat van Moses. Moses is julle afgod. Dis wat hy eintlik daar sê. Julle aanbid Moses. Maar dis Moses wat van my getuig. Hy skryf van my. Van wie skryf Moses? Die eerste 5 boeke wat die mense nie meer vandag herken is. Moses, mense gepraat wat sê Moses is nie deur Moses geskryf nie. 5 boeke Pentateuk is nie deur hom geskryf nie. Maar Jesus sê Moses het van my geskryf. Dit beteken getuig. Hy praat van my. Goeie voorbeeld, Deuteronomium, hy sê ek sal vir julle 'n ander profeet stuur. Hy praat van Jesus wat sal kom. Johannes 5 vers 39. Jesus sê die geskrifte, nie net Moses, maar al die geskrifte, die profete, die wysheidsliteratuur getuig van my. Sien julle dit daar? Dit getuig van my. Wie sê so? Jesus. En dan, ek dink dat getuig wat niemand kan teengaan nie, is gevaarlik om hierdie getuig teengaan, is God die Vader. Want hy sê in Johannes 8 vers 18, want ons kyk na wie is hierdie Jesus wat vandag sommer net Jesus, liewe Jesus is. Jesus sê die Vader wat my gestuur het, wat doen die Vader? Hy getuig van my. As u Jesus erken, is dit die Vader wat u help hom, want die Vader getuig van hom. Ook deur die Heilige Gees. Johannes 15 vers 26, ekskuus ek sê ons gaan nie verder as 10 nie. Johannes 15 vers 26 sal jy ook vind. Wanneer die Parakleet of wanneer die Trooster kom wat ek, sê Jesus, ek van die Vader af na julle sal stuur. Wie stuur die Parakleet? Wat ek van die Vader sal stuur. Die Gees van die waarheid wat van die Vader kom, wat al reeds van my getuig het ons gesien, sal hy oor wie getuig? Oor homself, oor die Vader getuig, wat lees hy daar? Sal hy oor my. Wie is die persoon van wie ek praat? Oor Jesus. As die Parakleet kom, gaan hy van my getuig. Ek, Jesus getuig. Die 8ste getuig is, Jesus sê, as ek van myself getuig, as my, volgens julle standaarde, word dit nie aanvaar nie, maar Jesus getuig van homself. Hy sê, ek kom van die Vader af. As jy my gesien het, jy die Vader gesien. Ek en die Vader is een. Maar daar is ten minste 7 getuienis aangaande Jesus Christus as die Messias, dis die Christus, die gesalfde. So alle leraars in alle kerke kan nooit wegbly daarvan om nie van Jesus Christus te preek nie. So Spurgeon al reeds het gesê, no Christ in your sermon. Go home and don't come back until you have something worth preaching about. Nee, Spurgeon. Kan ons Jesus uitlaat uit ons preek uit? Ons kan mooi preek oor Exodus en allerhande mooi verhale vertel wat van toepassing, ons moet net soos Dawid wees. Nee, ons preek nie van Dawid nie. Van wie preek ons? Van Jesus Christus. Hoe maak hy Dawid, Christus bekend? En ons kry dit reg in die Psalms. Kan enige leraar, durf enige leraar iets anders leer? Want ons het reeds gesê in Lukas sê, as jy gaan kyk na Lukas 24, die verhaal van die Emmausgangers, Jesus het die skrifte aan hulle verduidelik. Wie is ons om dan iets anders te verduidelik aangaande Jesus? Mag ons iets anders verkondig behalwe Christus Jesus? Hoekom? Omdat Jesus Christus die Vader sigbaar maak. Lukas 24:26 sê hy,
vra hy vir hierdie Emmausgangers, moes die Christus, weer eens die gesalfde, nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Wat sê Jesus? Dis volgens die geskrifte. Dis wat die geskrifte van hom sê. Dis hy nie baie lei nie. Hierna het hy begin, Jesus, om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete. Moses en die profete is gewoonlik 'n verkorting van die hele Ou Testament. Het hy dit aan hulle uitgelê. Hoe danig dit van hom praat. Wat gebeur, kyk na Matteus 17 vers 2, die eerste evangelie, mense wat worstel om, dis maklik om te sê Matteus, want dit is die eerste evangelie, 17 vers 2. Wat gebeur in Matteus 17 vers 2, wat ook in die ander evangelies verduidelik word? Dit is die gedeelte oor die verheerliking van Jesus op die berg. Dit sê 6 dae later neem Jesus vir Petrus, Jakobus en sy broer Johannes die binnekring saam met en teen 'n hoë berg uit waar hulle alleen was. Voor hulle, dis die 3, het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. Nou ongelukkig het Matteus nie die laserlig en daai skerpte van lig geken soos ons dit vandag ken. Maar hulle probeer 'n lig te beskryf en kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was saam met Jesus in gesprek. Maar gaan af, ek wil nie na Petrus se wat hier sê, maar kom ons bou vir een Moses, Elia, elkeen 'n hut, ons vier sommer die hittefees hier op die berg nie. Maar hier kom vers 5, terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi. Wie is oor hulle? Die 6, nee, die 3 binne 'n kring. En Moses, Elia en Jesus. 'n groot wolk het gekom en kyk, 'n stem uit die hemel sê: "Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, of oor wie ek welbehaag. Luister na hom." Na wie? Luister na Moses? Nee, dan lees ons die teks nie reg. Luister na Elia wat die profete verteenwoordig, luister na Moses wat die wet, luister na hom. Wie is hom? Christus. Luister na hom. Nou vandag vind ons Jesus wat mense nie na luister nie. Hulle luister nie na Jesus nie, want daar's ander gurus en ander mense wat vir jou sê jy kan die Christus Gees ontvang en jy die Christus Gees, so jy sal groter werke doen as wat Jesus gedoen het en allerhande snerp verkondig, terwyl die stem nog steeds vandag vibreer en ekho tot in ons ore vandag, wat ek herhaal wat ek geskryf het, luister na hom. Wie praat? Die Vader. Van wie praat hy? Van Jesus. Luister na hom. Interpreteer Moses en Elia, die geskrifte en Moses, die wet in sy lig. Maar Johannes sê, hy het in die vlees gekom, en iewers op die berg van verheerliking, is dit asof Jesus iets van sy heerlikheid, asof hy sy kleed aftrek, en kom sy goddelikheid van na vore toe. Dis hoekom dit skyn, dit alles word donker in sy lig. Dis hoekom sê hy kan selfs die son wat donker word in sy heerlikheid. Dis wat Christus is. Wie is Jesus? Hy is God in vlees. Waar het Jesus vandaan gekom? Hy is gebore in Bethlehem. Jy sien? Hy is net 'n mens wat die teologie leer by die universiteite vandag, die meeste van hulle. Jesus is vaderless in Galilee. Hy het nie geweet wie sy pappie is nie. So hy is 'n seentjie wat nie 'n pappie gehad het, toe wil hy pappie hê, en toe sê hy dan vir God die Vader sy pappa. Watter skrifte lees die mense? As dit sê, luister na hom, tot vandag, hoor hom, die ander sê. En hierdie Christus, wat voor alle tye was, het gekom, erkomai, het gekom, uitgegaan, of gekom in die vlees. Te veel mense verwys, en ons gaan opdeel na Jesus. Hy het 'n titel, vir my het 'n titel. Ek weet nie of jy dink jy kan by die president Ramaphosa of selfs die Amerikaanse president sommer net daar in sy die Withuis ingewals kom en sê, ja, hier's ek, ou chom, hier is ek. Hy het 'n titel. God het 'n titel.
Interessant, die Onse Vader wat ons bid is 'n goeie struktuur, né? Ons moet dit nie woord vir woord alles so bid, ons moet daai struktuur ken. En ek het vir Lydia gesê, het jy al agtergekom as Jesus, dink jy Jesus het dit tot die Vader gebid? Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam gaan. Hy het vir ons gegee om te bid, want ons erken God. Hoekom dit nie op hom van toepassing is, want Jesus het nooit gesondig nie. Hy het nie nodig om te sê, Vader, vergewe ons vandag ons sonde nie. Maar hy leer mense om te bid en wie die Vader is. Op die ou word dit ons Vader, die hele Vader. Ek gaan op na hele Vader en my Vader. En Paulus gebruik die titel reg, die Here Jesus Christus. Hy gebruik dit amper 20 keer, die Here Jesus Christus. Hoor sy titels. Nie Jesus nie, Jesus nie. Hy gebruik, Paulus oor die 700 keer gebruik hy of Christus Jesus, of Here Jesus Christus. Sy volle titel. En daarin sy koms, sy bekend, gestel aan ons. Hy het gekom in die vlees. Christus Jesus, teologie, Christologie, verwys na die hypostatiese eenheid van Christus. Dis 'n swaar woord. Hypostatiese eenheid van Christus. Wat dit basies beteken in leketaal, Jesus is 100% mens, maar hy is ook 100% God. Hy is God. Niks minder nie as God, maar tog in die vlees gekom. Die God-mens, die Messias, die naam wat die engel vir Maria sê, jy moet hom noem Jesus. Nou, ek weet daar's mense wat sê, Yeshua. Nee, ons kyk na die Grieks. Hy sê, noem hom Jesus. Jesus beteken God se redder of die redder van God af. Noem hom, dis sy naam, maar sy titel is wat? Christus. Jesus. As jy Ou Testament kan blaai, kom ek gee julle so 'n paar sekondes na Micha 5 vers 2 toe. Gee julle genoeg tyd om na die indeks van julle Bybels te gaan, want dit is waar julle gaan vir Micha kry, né? Gaan kyk hier wat sê Micha van hom. Van wie? Van Christus. Want hy sê die profete getuig ook van my. Maar as jy sê, maar watter bewyse, Dries, kan jy vir my gee dat hy van die begin af was, dat hy nog altyd was? Ons kyk wat geprofeteer is aangaande hom. Micha 5 vers 2. Is die meeste van julle is julle daar? Micha is een van die kleiner profete wat hulle sê. Kom ons begin sommer by vers 1, gaan ons na 2 toe. Want hier kom die profesie aangaande Jesus se geboorte in Bethlehem, of Bethlehem, die plek van die brood. Jy, Bethlehem, die vrate klein om te wees onder al die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan. So die praat Jahwe, Vader, vir jou, die Here praat, sal vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy, hoor wat hy nou hier sê, en sy, hierdie heerser, van wie praat hierdie heerser wat in Bethlehem gebore word? Dis mos eenvoudig. Christus gaan gebore word. Sal uitgaan, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prysgee tot op die tyd van die barende gebaar het, en dan sal die oorblyfsel van die Israeliete van sy broer saam met die kinders van Israel terugkeer. Profesie dat Israel sou terugkeer. Maar waar kom Jesus vandaan? Sy voorganger is voor die einde van die tye, alle tye van die ewigheid uit. Ons sal volgende week as die Here wil kyk na Daniël 7 in detail. Hy sê hy was nog net altyd gewees. Want die raad van Nicea moes met weens Arianisme wat gesê het Jesus het iewers ontstaan. Along the way he became something. Maar wat sê Micha vir ons?
Sy tye is van die ewigheid. Daar was nog nie 'n tyd in die geskiedenis wat hy nie was nie. Hy was nog net altyd gewees. So ek verlede week gesê het, Johannes 1 vers 18, hy wat in die boesem van die Vader nie was nie is, die het hom verklaar. Jesus, soos hy op aarde beweeg, het nie uit die boesem van die Vader gekom toe nou weer terug gaan. Hy het gebly in die boesem van die Vader. Hy het nie verander nie. As jy, hoekom vra julle my, toon my die Vader, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Want hy is in die boesem van die Vader. Die leser moet ag gee op die voorbestaan, die inkarnasie. Ek weet die Hindus het ook hulle eie inkarnasie wat vals is. Hulle praat van die inkarnasie van Christus, van God neem vlees aan. God neem vlees aan. Interessant, sien Exodus 23 vers 20. Ons het nou gepraat op die berg is Jesus verheerlik en lig wat skerper is, die son het hulle omstraal, alles het skaduwees geword en Jesus word hier briljant verteenwoordig as God voor hulle. En dan sê die stem, dit is my geliefde seun, hoor hom of luister na hom. Want klink dit nie bekend nie, as jy kyk Exodus 23 vers 20 tot 23. Hier kry ons die verskyning van Jahwe in vleeslike vorm. Ons kry die Vader wat Jahwe is, die Seun is Jahwe, die Heilige Gees is basies sy naam. Dit sê, nou, God waarsku die Israeliete. Hy gee vir hulle al die verskillende wette, Exodus 23 is deel van die wet. Nou sê hy vir Moses, vers 20, kyk, ek stuur 'n engel, hoofletter, voor jou uit, om jou op die pad te bewaar, en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. En dan kom die instruksie, neem jou in ag vir hom, en luister na sy stem. Waar het ons gehoor by die bergpredikasie? Luister na hom. Wees nie wederstrewig teen hoofletter hom nie, want hy, hoofletter, sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. God sê, ek het my naam in hom geplaas. Moenie met hom stry en wederstrewig wees nie. Anderwoorde erken hom. Maar luister, hoor hom. En wat maak hom God? Wat maak hierdie engel dan uit God uit? Die naam van God, natuurlik. As jy die naam van God dra, is jy uit God uit. Want hy merk nie, niemand wat nie sy naam dra nie. Die feit dat hy sê, hy sal julle sondes nie vergewe nie. Wie mag hom te vergewe? Onthou die verhaal waar Jesus 'n lam persoon gesond maak. Nie te blaai nie, ek verwys net daarna Matteus 9 vers 1 tot 8. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes is hoog ontsteld, want Jesus sê vir hierdie man wat hy genees het, wat verlam is, hy sê, jou sonde is jou vergewe. Het hy die Fariseërs kwaad gemaak? Want wie alleen mag sondes vergewe volgens die skrifte? Net God kan vergewe. Maar, Jesus sê, maar ek het dan mag, wat is makliker? Want ek is die seun, ek het mag gesond maak. Maar die engel het mag om te vergewe. Paulus noem hom in Kolossense 1 vers 18, hoef nie te blaai nie, die eerstgeborene van die hele skepping. Nou sê die mense, ja, sien daar paradys gebore, dis waar toe hy ontstaan het. Nee, dis nie die strekking van die woorde nie. Woord vir eniggebore is monogenes. En eerstgebore is prototokos. Wat praat van sy klas, hy is die enigste wat gebore is in vlees, is dit nie? God in vlees, hy is die enigste God wat in vlees gebore is, daar is nie ander gode nie. Nie Mohammed, of enige ander God is in vlees gebore nie, al sê hulle Zeus en al die mense het vlees. Hy is die eerstgeborene van die skepping, want hy het die skepping laat ontstaan, deur sy woord. Hy is enig in sy klas, hy is die prototokos, hy is die prototype waarvan ons God sy kinders maak. Die monogenes, enig in sy klas. Want dieselfde Dr. John Blanchard sê, sy geboorte as mens is uniek, daar is niemand
wat gebore is soos hy nie. Wat onthou jy van Genesis 3, die val van die sondeval van die mens? Wat gebeur? God sê vir die vrou, ek sal struwel tussen jou Satan en die vrou se saad bring. Sy sal jou saad is wat verwys na Jesus, sal sy kop vermors om hy sy in elkeen byt. Het jy al ooit daar gedink, en John Blanchard verwys ook na die feit dat hoe bepaal mens 'n man, wat se kromosome is in 'n man en watter kromosome is in 'n vrou? Maritjie, jy is baie slim, jy sal weet. Vrou is altyd XX. Nee. So wie bepaal die geslag? Eintlik die man. Om die man die X en Y kromosoom is. As sy Y kromosoom tot die vrou se X, dan is dit 'n seentjie. As sy X kromosoom met die vrou se X kromosoom is dit 'n dogtertjie, XX. Jou saad. Niks minder as 'n wonderwerk, nee. Kon Jesus dan 'n menslike kromosoom in hom gehad het? 'n Y wat die manlike is? Nee. Ons sal na die tyd ons gesels daaroor. Wonderwerkende gebore, uit God gebore, alleen hy kan hierdie saad in hom hê. Ons sal volgende week kyk na die hoofpriester wat sy klere skeer oor Daniël 7 vers 13 tot 14. Wat Jesus nie in 'n hoek gedraai word nie. Hy word die hoofpriester Kajafas dink hy het Jesus nou in die kort hare die. So sê vir ons, is u regtig die Christus? En dan sê Jesus, soos jy sê, en jy sal die seun van die mens sien kom op die wolke in heerlikheid. Want dit vervolgende Jesus sê aan die Fariseërs, ek is, praat hulle van Abraham. Hulle roem nie net in Moses, hulle roem aan Abraham, hulle sê, ja, maar Abraham is ons vader, ons is nie uitmontig nie, ons vader is Abraham, dan sê Jesus, maar voor Abraham was, ek is. Die vertaling sê, I am. Dit klink beter in Engels eintlik. Before Abraham was, past tense, I am. Wie's I am? Ego en me in Grieks, Jahwe in Hebreëus. Voor Abraham was ek is. Ek was altyd, ek het nog altyd bestaan. En dan vervul hy sy amp as die Messias. 'n laaste idee wat ons volgende week verder sal kyk. Hoe weet ons dat hier nog 'n getuienis dat Jesus voor die tyd was? Wie is die enigste profeet? Dit is een van Jesus se ampte. Wie is die enigste profeet wat vir die mense, vir ons ook, en in Lukas verduidelik? Hoe lyk die hel? Vind jy enigiets in die Ou Testament wat praat in detail hoe die hel lyk? Weet jy wat die hel is? Die Grieks Gehenna. Jesus noem dit, niemand noem dit Gehenna. Jesus is die profeet wat dit Gehenna noem. Hoekom? Kom van die broers Hinnom. Miskien meer as 2 broers. Moes hierdie in die suidweste kant van Jerusalem hierdie 4 hoop aan die gang hou sodat dooie diere daarin gegooi kan word. Dit was altyd smeelend en hulle was in die moeilikheid as die Hinnom broers nie daai 4 aan die gang gehou het nie. Hulle moes dit stook. Net soos die mense die stoomlokomotiewe stook met 4 kole. Hulle moes kole gooi sodat hierdie ding kan bly brand sodat dooie diere daar opgegooi kan word. Van nou nie profaan klink nie, maar selfs babietjies se gedeeltes wat afgesny is daar opgegooi kan word. Nie kan vrot in die stad Jerusalem, want niks wat onheilig is mag in die stad aankom. Alles wat vrot en dood is en sleg geword het, gemif en papery korrup geword het, is gegooi in die vallei van Hinnom, in Gehenna. En Jesus bring dit, en hy kom verduidelik. Hy is die eerste profeet wat praat van die hel. He tells me he's been there. Ken jy ou wat hardop in die Commerce t-shirt? Been there, done that, got the t-shirt. Jesus sê, ek was daar. Ek weet hoe dit lyk. Oppas maar nie daar, gaan nie.
kon hy dit gesien het en dit beleef het, as hy nie self Gehenna gesien het nie. Ek sluit af met 'n uitnodiging, want ek gaan vir u nou 'n paar minute gee om self tot die Here te bid. Ek haal graag vir C.S. Lewis uit. Julle het seker al gehoor van die trilemma, Lord, Liar or Lunatic. Dit sê 'n man, wat mense sê Jesus was nie God nie, hy was maar net 'n gewone mens, soos ons kry die hedendaagse teologie by universiteit. Jesus was maar net 'n mens. Jy sien, hy's net 'n profeet, iemand wat 'n baie goeie morele man was. Nou sê C.S. Lewis, a man was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. Hy sê so 'n persoon kan nie maar net 'n gewone morele leraar wees nie, etiese leraar. Hy sê this man would either be a lunatic or else devil of hell. You must make your choice. Maak die keuse. Kan hom nie koning maak nie, hy is klaar op koning. Jy kan nie sê hy was 'n goeie voorbeeld. Dis wat die Gnostici en die New Age. Hy was maar gewoon 'n mens, hy het net 'n goeie voorbeeld. C.S. Lewis, make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. And C.S. Lewis articulated this argument in his apologetic writings to challenge the notion that Jesus would be regarded merely as a great moral teacher without acknowledging his divinity. He stated, onthou wat Jesus die unieke stelling, nee, ek is die weg, waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Dan sê Lewis, I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Jesus. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher. Die Bella confessie, né? Jesus fatherless in Galilee. But I don't accept his claim to be God. Said Lewis, that is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on the level of a man who says he's a poached egg, or else he would be the devil of hell. You can shut him up for a fool. You can spit at him and kill him as a demon. Or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Want as Jesus die stellings gemaak het wat hy gemaak het, dan gaan hom sê, ek en die Vader is een, ek is die weg, ek alleen is die weg, ek is alleen die weg, dan was, of hy was, soos Lewis sê, poached egg, hy was 'n lunatic, so hy was in 'n dwaal, hy was mal, hy het sy varkies verloor, is nie meer op hok nie, of so nie, was hy moeswillig mense mislei om te sê, hy alleen is die weg. En ons as dit nie doen nie, moet ons erken, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ is the Lord, the Son of God, the Son of Man, and fall down and worship him. Dis wat die Vader wil. Sy sê, luister om my teken, hy wil aanbidding hê van ons, hy soek ons aanbidding. Hy het ons gemaak, hy is jaloers. Hy het ons gemaak en dan gaan ons aanbid ons ander gode. Mag die Here ons genadig wees. Ek gaan nie so, miskien net, jy kan baie met die Here praat in die stilte, sê vir hom, Here, ek maak my keuse. Ek erken dat Jesus Christus die Messias is. En deur geloof, kan U vir my asseblief die ewige lewe gee. En doen wat die skrifte sê. Kom ons bid vir so 30 sekondes. 60.
Vader, dankie dat ons die woord kan bring, ons deur verskillende geskrifte. Here, ons, as soos Johannes self sê, as hy skryf oor aangaande al Jesus se wonderwerke en wat hy gedoen het, dat hy op die see geloop het, dat hy stormstog maak, dat hy die dode laat opstaan het, wyn van water gemaak het. Al hierdie getuienis aangaande die Here Jesus Christus is vir 'n rede aan ons gegee vandag wat die skrifte ondersoek. Mag ons nie anders ter getuig as die 7 getuies wat praat aangaande Jesus Christus nie. En dan soos Johannes tot die opsomming kom, dit is geskryf sodat ons kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, die Seun van die mens, gebore uit God, om vir ons, Here, in vlees sy lewe af te lê, volgens Filippense 2 ook. Ons sal kyk na Here. Dankie dat ons hom kan aanbid. Ons kan hom nie 'n koning maak nie. Ons kan hom, Here, soos iemand gesê het, he doesn't seek residence, he seeks eminence. Hy moet oor ons regeer, want U het hom gesalf, soos Psalm 2 sê, sit aan my regterhand totdat ek U vyande gemaak het, 'n voetbank vir die voete. Dat ons hom nie net as 'n baie goeie orator, 'n goeie spreker sal aanskou, of is een van die 12, 13de disipel, 'n leermeester nie, maar dat hy, soos die teologie sê, very God. Mag ons hom aanbid. Nie net dat hy vooraf bestaan het nie, maar dat hy die een is wat U wil hê, Vader. U soewereine keuse, dat ons hom sal aanbid. Nie net by sy doop, Jordaan nie, maar ook by die berg gesê, dit is hy. Luister na hom, want in hom alleen het ek 'n welbehae. Seën elkeen wat Here as hulle gebid het, 'n gebed na hy opgestuur het, hoor hulle smeekgebed, hoor hulle erkenning dat Jesus Christus is wie hy sê hy is, die ek is. Seën ons dan verder in hierdie dag. Hou ons gesond en help ons, Here, om gedurig oor Christus te dink aangaande al hierdie dinge. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Dankie Giselle vir die vraag, kom ons sing 'n laaste liedjie. Sien of ons